Marlies en Arno, dit is vir ons 'n onbeskryflike voorreg om deel te kan wees van hierdie grootse dag in julle lewe. Van my kant af baie welkom. Julle lyk onbeskryflik mooi. Fantasties. En omdat julle natuurlik nou nie almal die prentjie kan sien wat ek sien nie, gaan ek vra dat julle gou omdraai. En daar's natuurlik 'n klomp ouens in die buiteland wat vir julle kyk en opgewonde saam met julle is in die oomblik. So wys sommer vir hulle 'n bietjie Arno en kom ons gee vir hulle lekker applous, nê? Nee, ja. Baie welkom ook by hierdie besondere geleentheid wat ons vandag hier in die kerk ook saam met Marlies en Arno kan vier. Nou ek het gedink, miskien moet ek daarom net so 'n oombliekie gun dat julle net so 'n bietjie op julle gemak kom en Arno sien ek het 'n bietjie diep asem gehaal voor die tyd. Ek is nog 'n ou wat hou van simboliek. Dit praat met my. En met al die mooi wat ons vandag beleef, gedink ek moet dalk vir julle so ietsie vertel van die simboliek wat ons deel vandag met julle. Arno, weet jy die mooi wit rok wat jou bruid aan het? Terloops, weet jy waar kom die woord bruid vandaan? Dis die ou Engelse woord vir kok. Ek sê dit agter my hand, hoor. Die mooi wit wat sy aan het is natuurlik die simboliek vir reinheid, skoonheid, maar in die antieke tye het die ouens geglo dit is die kleur wat bose geeste verdryf. Natuurlik is dit nou nie in ons dag meer van toepassing nie, maar toevallig het hulle die bruide ook daai tyd in wit geklee. Maar dit sommer net so terloops. Ek het 'n paar ander mooi goed raak geloop. Die blomme wat jy dra, Marlies, in die vroegste tye sou daar verskillende blomme in die bruid se hand gewees het. En dis natuurlik simbolies vir liefde en dan uiteindelik ook vir skoonheid, reinheid en vrugbaarheid. Dit is wat die blomme aanvanklik bedoel het. Maar nou vertel hulle, en julle kan dit maar gaan Google, die Europeërs wat nou in die koue deel van die wêreld geleef het, was mos nou nie baie lief vir bad nie. Hulle sê hulle het hoogstens eenmal 'n jaar gebad. En dit is gewoonlik so in Mei maand as die lente begin aanbreek en dan is die trouseisoen in Junie maand. Want dan was die ouens nog redelik skoon. En die blomme was gebruik as reukweerder. Dis waar dit vandaan kom. Ek wil 'n ander enetjie noem. Die troukoek wat julle later gaan sny, nê? Dit is in die oorspronklike tye gebak van water, meel en sout. Nou dit is nou nie so belangrik nie. En dan moes die egpaar hierdie troukoek breek, dit eet en dit sou simbolies wees van groot geluk en baie kinders wat vir hulle sou wag. Maar jy sal hou hiervan, Arno. Wat ook deel was van die simboliek, dat die troukoek moes oor die bruid se kop gebreek word. Wat ek vermoed jou nou nie 'n baie gewilde ou vandag sou gemaak het nie. Die ringvinger waar jy 'n bietjie later julle ringetjie gaan aansteek, vertel die ou Grieke vir ons dat hulle glo daar loop 'n spesiale aar van jou ringvinger na jou hart, sodat die bloed elke dag die liefde kan dra, deur jou hart wat in jou vinger gesimboliseer word. En dan sê hulle die witbrood, sommer so 'n laaste een, was aanvanklik voor die troue. As die paartjie nou sin vir mekaar gehad het, dan sou die bruid te gom sy bruid letterlik ontvoer het. So vir 'n maand sou hulle 'n bietjie gaan wegkruip het, en as hulle terugkom, dan het die bruidegom met die bruid se pa onderhandel oor wat die labola sal wees. Sommige net so om hulle te laat ontspan in 'n paar nuttelose stukkies inligting. Julle is baie welkom. Mag dit vir julle 'n mooi dag wees. En vir julle wat hier is vandag, onthou ons is nie net gaste by die bruilof nie. Ons is getuies. Getuies van twee jong mense wat trou aan mekaar kom beloof
en boal aan God. En as ons dan vir mekaar dit sê, dan herinner ons mekaar ook daaraan, dat 'n getuie se taak is om verantwoordelikheid te neem. En ons gaan so 'n bietjie later ietsie daaroor sê. Verantwoordelikheid dat ons ook vir hulle sal bid op hulle huweliksreis. Baie welkom. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om saam te wees met hierdie twee mooi jong mense. Baie dankie dat hulle ons uitgekies het om deel te wees van hulle grootste feesdag. Maar Here, ook van hulle grootste geleentheid waar hulle aan U en aan mekaar kom trou beloof. Here, baie dankie dat hulle gevra het om in hierdie gebou ons kerk te kan trou. Waarmee hulle iets van hulle geloof en hulle absolute oortuiging van hulle afhanklikheid van U beloof. Here, ons wil vandag dankie sê vir ouers, vir Annemie en Niels, vir dit wat hulle in Marilee se lewe belê het. Dankie vir hulle voorbeeld. Dankie vir hulle getuienis. Dankie vir hulle aanmoediging en aansporing dat sy die mooiste bruid kon word. Here, dankie ook vir Antoinette en Willie, wat vir Arno as seun grootgemaak het. Dankie vir wat hulle in sy lewe belê het. Dankie vir sy spontaniteit wat hy sekerlik by ma en pa geleer het. Dankie Here vir ouers wat hulle kinders gebring het tot hiertoe. Dankie vir al hulle gebede wat U verhoor het. Maar Here, ons sê ook dankie dat ouma Norma vandag hier kan wees. Dis vir haar 'n spesiale geleentheid en ook vir Arno en Marilies. Ons dankie ook vir oom Boet wat vir hulle baie spesiaal is en dat hulle ook vir hom by hulle grootste geleentheid kan verwelkom. Here, ons eer U vir hierdie twee jong mense. Ons eer U dat U vir hulle na mekaar gelei het en dat ons ook nou kan bid. Kom seën hulle omdat hulle van U afhanklik is. Amen. Ek wil graag vandag by die geleentheid vir julle uit die Bybel begelei, Arno en Marlies. Ek gaan twee gedeeltes lees, een uit die Ou Testament en een uit die Nuwe Testament. Die Ou Testament noodwendig kom uit die oudste boek van die Bybel en die ander gedeelte wat ook moontlik die nuutste boek van die Bybel kan wees. Job, oudste boek in die Bybel, en nou ons ken die verhaal van Job, wat hy uiteindelik ook as diep gelowige, afhanklike kind van God, uiteindelik alles verloor in sy lewe. En deur al sy beproewing heen, aan die einde, het God vir hom op grond van sy geloof alles dubbel teruggegee. Nou as ek in Job 34 lees, dan hoor ons hierdie woorde van hierdie man van God, waar geskrywe staan, luister, God doen nooit verkeerd nie. Die Almagtige begaan nooit te onreg nie. Nee, dit is vir God werklik onmoontlik om iets verkeerd te doen. Dis vir God onmoontlik, ja vir die Almagtige om die reg te verdraai. Hy sê selfs vir 'n koning, jy's niks werd nie, en vir vername mense, julle is sleg. Hy's nie partydig vir sommige nie, en hy bevoordeel nie die een bo die ander nie. Hy, die Almagtige, Marlies en Arno, hou die pad van 'n mens dop, en hy sien elke tree wat hy gee. In die 1933 vertaling, die direkte vertaling, staan in hierdie teks geskrywe, God se oog is op die voetstap van sy kinders.
Daarom staan hier verder geskrywe, omdat hy die pad van die mens dophou, is daar nie 'n donkerte of 'n duisternis waar die wat onreg doen vir hom kan wegkruip nie. God hoef ook nooit navraag te doen wanneer 'n mens voor hom verskyn nie. Nee, hy, die Almagtige, hou die pad van die mens dop en hy sien elke tree wat hy gee. Kom ek sê weer, in die oorspronklike taal staan daar, God se oog is op die voetstap van die mens. En dan in die nuwer boek van die Bybel, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus. Hy die begin en die volëinder van die geloof, want terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Arno en Marlies, hou hom dan voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Uit die oudste boek in die Bybel, die oog van die Here is op die voetstap van sy kinders. En uit die nuwer boek van die Bybel, hou dan julle oog op hom. As ek iets oor hierdie 2 teksverse kan sê, om vir julle ook aansporing te gee vir die pad wat voor julle lê, Arno en Marlies, dan wil ek dit so begin deur te sê, vanoggend vroeg, dit was so by 5:00, was ek op en buite, en die son het vanoggend onbeskryflik mooi opgekom. En weet julle, my gedagtes was eers by julle. Here, dankie vir hierdie mooi dag wat u laat breek het in Marlies en Arno se lewe. En weet julle, toe die letterlik die strale van die son oor die see en oor Hartenbos kom, het ek regtig aan hulle 2 gedink. En so my gedagtes net gedink, dit is tekenend van God se genade. So oor die eeue heen hou hy sy oog oor sy kinders. En stort hy sy genade, letterlik so strale van helder, warme sonskyn, kom stort hy oor ons uit. Ek is oortuig daarvan dat God se genadestrale oor baie jare oor julle was. Dat hy dit letterlik oor julle laat skyn het. Dat hy letterlik sy genade oor 'n klomp jare, as ek 'n ander beeld kan gebruik, letterlik in julle lewe kom inweef het. In so 'n mate dat hierdie dag deur sy genade ook vir julle kon 'n werklikheid word. En ek wil glo, Marlies en Arno, dat as die Here dan vir ons met die breek van die dag kom sê, hierdie dag, julle dag, getuig van my genade oor julle, van die feit dat ek my oog oor julle hou, dan wil ek tog glo, dat as julle ooit terugdink aan hierdie dag, dat eerste wat sal opkom in julle gedagtes is dat dit nie 'n dag van seremonie was nie, maar 'n dag wat getuig het van God se onbeskryflike liefde, wat in sy genade oor julle gebreek het. Dis wat ek wil hoop, julle sal onthou van hierdie dag. Maar kom ek kom terug by my teks. Die Bybel sê, God se oog is op julle. Op elke voetstap, op elke tree wat julle gee. Dit weet ek het hy gedoen tot hierdie dag. Hy het dit in ma en pa se lewe gedoen. Hy het dit in ons oumas en oupas se lewe gedoen. Hy het dit in ons vriende en familie se lewe kom doen. Ook in julle lewe. Maar nou is die heerlike belofte wat ook in die Bybel staan, dat dit wat hy gedoen het tot nou toe, dat hy dit steeds sal doen. Van hierdie dag af verder, want die Bybel sê vir ons, hy kan dit wat hy kunstig en mooi gemaak het, hy kan dit nie prys gee nie. Daarom sê die Bybel vir ons, Marlies, Arno, dat hy dit wat hy gedoen het tot nou toe sal voortsit. Hy sal saam met julle 'n pad loop. Ek sê weer wat hy in die verlede gedoen het, dit doen hy vandag en hy sal dit voortsit. Hy sal elke dag sy oog op elke tree wat julle gee hou.
Sy oog sal op die voetstap wees van Marlies en Arno. Nou dit val lekker op die oor as ons dit vir mekaar sê. Lekker om te hoor dat die Here so getrou sal bly oor dit wat hy in die verlede ook gedoen het. Maar weet julle, nou staan hier ook dat dit is nogal vir 'n mens skrikwekkend. Enerzijds lekker om te hoor, maar anderzijds ook skrikwekkend. Want sien, in ons diepste wese bly ons mense. Is ons maar net gewone mense wat foute maak. En gebeur dit ook dat ons soms in so 'n mate 'n fout kan maak, wat ons dalk op 'n dag vir mekaar sal wil wegsteek. En dalk ook selfs vir God sal wegsteek. En nou staan hier geskrywe, ons kan niks vir hom wegsteek nie. As die Here sê, sy oog is op ons voetstap, elke tree wat ons gee, dan is die werklikheid, ja, dit is die skrikwekkende ook van hierdie teks, dat die Here sê, Arno, Marlies, julle kan niks van my wegsteek nie. Ek sien elke tree wat julle gee. Skrikwekkend, nee. Maar nou gaan die Bybel verder, want die Bybel eindig genadiglik nie by Job 34 nie. Hy gaan verder, want hierdie God, wat oor jare, oor eeue, oor millennia, sy oog gehou het oor sy kinders se tree wat hulle gegee het, gesien het waar hulle soms foute maak, daardie selfde God het in sy groot genade sy seun gestuur na die wêreld. Hy het hom juis gestuur ter wille van ons wat foute maak. Ter wille van ons wat soms verkeerde keuses maak. God se genade in Jesus Christus het hy kom openbaar, sodat ons wat soms spyt kry oor dinge wat ons sê of doen, of selfs dink, dat hy kom sê, dis nie die einde nie. Dis nie die einde van die pad wat ek saam met julle loop nie. In Jesus kom vat hy julle hand. Hierdie Jesus wie ons in hierdie feestyd weer nadink oor sy koms na die wêreld toe. Hierdie Jesus kom sê, Arno en Marlies, soos ons Vader julle gedra het en versorg het tot nou toe, sy strale van genade oor julle uitgestort het, so gaan ek, Immanuel, God by julle bly. Elke dag, elke tree wat julle hier vandaan verder gee. Dis gerusstellend. Dis nie skrikwekkend nie. God, ja, vir hom maak dit nie saak as ons soms foute maak nie, want ons is mense. Ons bly mense. God gaan saam met julle. En as ons dit vir mekaar gesê het, dat hy tot nou toe sy oog oor julle gehou het, ook as ons foute maak, Jesus ons help, ons dra, ons versorg, ons optel as ons soms val, dan wil ek vandag iets in julle huweliksbagasie kom inpak. En dit is die woorde wat ek kry in Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 12. Ek wil dit letterlik in julle reisbagasie kom inpak. As die Here dan sê, my oog is op julle, dat julle vandag sal sê, ons sal ons oog op hom hou. Ek sê weer, sy oog op julle, kom ons vestig ons oog op hom. Ek wil julle uitdaag, Marlies en Arno, ma en pa het vir julle die voorbeeld gestel, baie vir julle gebid, dat julle juist dit sal doen. Ek wil julle daarom uitdaag, om julle oog so op God te hou, dat julle dit in mekaar sal sien, elke dag van julle huwelik. Dat julle, as die Here vir julle uiteindelik 'n gesin gun, dat julle kinders dit in julle sal sien. Maar meer nog, dat julle vriende en vriendinne, dat julle kollegas sal sien, nie net dat God se oog op ons is nie, maar dat ons oog op hom is. Dat julle elke dag so sal lewe, dat hy, die Here, die mikpunt en die doel en die strewe van julle huwelik sal bly. Ek wil saamvat. God se oog is op julle. Hou julle oog op hom. En die wonderlike belofte wat in hierdie gedeelte in Hebreërs 12 geskrywe staan, dan sal julle nie geestelik moeg word of uitsak nie. Is dit nie 'n heerlike belofte nie? God se oog op julle, julle oog op hom, en julle sal nooit moeg word
vir mekaar en vir God nie. Kom ek praat gou 'n oombliekie, terwyl hulle diep asemhaal, met julle wat vandag getuies is. Vriende, ons weet dis twee jong mense. Dis ons kinders, dis ons kleinkinders. Ons weet hulle is net mense. En ons kan ons nou getuig daarvan, dat daar kom soms in ons lewe 'n dag of 'n oomblik, wanneer daar in ons uitsig op God, as dit ware 'n wolk kom inskuif, wat ons verhinder om ons oog op God te hou. Ons kan almal getuig daarvan. Soms is ons uitsig versper. Daarom wil ek julle vandag oproep, as getuies by die huwelik van Marilies en Arno, kom ons bid vir hulle. Elke dag, dat as daar ook 'n dag aanbreek, wat daar 'n ou wolk sou inskuif, en hulle uitsig op God sal versper, dat op grond van julle gebede, daai wolk verdryf sal word. Kan ek vra dat julle vir hulle sal bly bid? Sal julle? Ek wil hê julle moet julle koppe knip. Ek sien dit, en ek kan getuig daarvan. Al julle vriende, al julle vriendinne, julle ouers by name, sê ons gaan vir julle bid. En dan kan ek afsluit deur te sê, mag julle vandag uitstap, mag julle vanaand fees vier, mag julle teruggaan na julle huis toe, na julle werk toe, en elke dag onthou, God se oog is op my, en mekaar elke dag herinner, om ons oog op God te bly hou. En mag die belofte van die Bybel, dat julle nie sal moeg word nie, en nie sal uitsak nie, dat dit elke dag in julle gedagtes sal lewe. Amen. Nou ja, nou is ons by die groot oomblik, waaroor julle so lank gedroom het. Arno, Marilies, julle kan nou maar lekker asemhaal, diep sommer net so 'n slag, want nou moet julle glimlag. Die man sweet daarom vreeslik vandag, nê? Ek vermoed dit is nie die hitte nie, hoor. Nou ja, toe kom ons luister gou-gou. Arno en Marilies, God gee mense aan mekaar. Deur julle vandag hier aan te meld om voor God trou te beloof, getuig julle dat dit hy is wat julle by mekaar uitgebring het. Daarom is dit reg dat julle hierdie beloftes voor hom kom maak en dat julle ons ingeroep het as getuies. Ontvang dan nou mekaar met vreugde as 'n gawe en 'n geskenk van God. Hy het die huwelik ingestel en reeds van die begin af het hy julle vir mekaar bedoel. Wanneer God julle nou saamvoeg as man en vrou, is dit 'n teken van sy sorg en goedgesindheid teenoor ons. Hy verryk daardeur julle albei se lewe en hy seën julle met mekaar se gawes, mekaar se kameraadskap, mekaar se ondersteuning en ook mekaar se liefde. En wanneer 'n huwelik gebou word op al hierdie dinge wat God aan 'n huwelikspaar gee, is dit ook 'n seën vir almal wat met julle in aanraking kom. Ons almal wat vandag hier by mekaar gekom het, is saam met julle bly en ons vier God se goedheid saam met julle. Ons, julle familie en vriende, wil julle vandag kom aanmoedig in julle voorneme om julle verhouding met mekaar te bou op julle verhouding met God. En ons gebed vir julle is dat julle saam alles sal beleef wat God vir julle in julle huwelik bedoel. Die huweliksverbinding Arno en Marilies is 'n geleentheid waar ons nou op grond van wat ons gehoor het aan God 'n belofte kom maak. Aanvaar julle twee alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer. Is dit die basis waarop julle julle huwelik wil bou, Arno en Marilies? Is dit die basis? En wil julle nou met die seën van die Here in die eg verbind word? Wat is julle albei se antwoord hardop? Op grond van julle belofte voor God
bring dit ons by die oomblik, Arno, waar ons as man, as bruidegom en Marlies as bruid, waar ons vir ons lewensmaat ook die belofte wat ek teenoor God gemaak het, kom bevestig. Arno, verklaar jy daarom dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met jou bruid Marlies is nie. En aanvaar jy ons almal wat hier teenwoordig is as getuies, dat jy vir haar tot jou wettige vrou neem. Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie, dat jy haar in liefde en trou sal lei en beskerm, soos 'n gelowige man aan sy vrou verskuldig is. Ek wil hê jy moet vir haar in die oë kyk, Arno. En dan moet jy dit vir haar hardop sê, die woorde waarmee ek vir jou voorgaan. Voor God en ons almal hier, beloof ek liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede, aan jou my bruid, Marlies. Marlies, verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met jou bruidegom Arno is nie. En aanvaar jy ons almal wat hier teenwoordig is as getuies, dat jy vir hom tot jou wettige man neem. Beloof jy dat jy hom nooit sal verlaat nie, dat jy hom in liefde sal eerbiedig en help, soos 'n gelowige vrou aan haar man verskuldig is. Wat is jou antwoord? En ook jy gaan dit vir hom sê terwyl jy hom in die oë kyk. Kyk hoe blink sy oë. En dan sê jy vir hom, voor God en ons almal hier, beloof ek liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede, aan jou my bruidegom Arno. En op grond van dit wat ons voor God beloof het, en aan mekaar, en waar ons nou onsself in ons hande vir mekaar gegee het, verklaar ek julle dan voor God getroud. En nooi ek julle om daai baie spesiale ringe vir mekaar te gee, waarmee julle hierdie beloftes voor God en vir mekaar wil verseël. Gee dit vir mekaar asseblief. Arno, jy die voorreg om eers dit te doen. Julle moet vir 'n oombliekie gou kyk na daai mooi ringetjies. Ja, die ou tradisie sê, daar loop 'n spesiale aar van daai ringvinger na jou hart, en van nou af gaan die liefde sommer in oormaat stroom deur julle harte. Kyk na die mooi ringe. My gebed vir julle is dat julle huwelik so spesiaal sal wees, volmaak soos die sirkel waarin dit gegiet is, en so kosbaar soos die metaal wat julle uitgekies het. Kom ons vra vir die Here om julle te seën. Ja, Here, U het gehoor dat twee jong mense kom sê, ja, Here. En met 'n glimlag en 'n blink in die oog vir mekaar kom sê, ja, my skat, my man, my vrou. En Here, hulle verhouding is in hulle ringe verseël. En nou bid ek, en ek bid dit namens ons almal wat hier is, seën vir hulle asseblief, met U genade en U liefde, wat vir hulle genoeg sal wees, dat hulle nooit sal moeg word nie, en nooit geestelik sal uitsak in mekaar se teenwoordigheid nie. Dankie vir hierdie mooi dag. Amen. Marlies, wie jy, Arno bel my vanoggend. Hy sê, Dom, jy moet tog daai een ding nie vergeet nie. Ek sal daai een op my boekie vat, Arno, hoor. Dis jou geleentheid om jou bruid geluk te wens. Rian, hierdie mooi oomblik
is joune om vir hulle te sing. This day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Ek weet dit gaan julle gebed wees, elke dag, ons Vader in die hemel. Hou net die oog oor ons, en ons sal ons oog op jou. Aangrypende gebed, dankie Rian. Die volgende wat vir ons wag, is die geleentheid waar ma en pa die eerste kans kry om hulle kinders as 'n getroude paartjie letterlik te omarm. Kom, Annemie en Niels, kom saam met Willie en Antoinette en kom wens julle kinders geluk. Ek wil sommer van my kant af vir julle as ouers baie dankie sê vir dit wat ek in hulle lewe kon sien. Julle het pragtige kinders na hulle huwelik begelei. En ons is trots op hierdie twee jong mense. Mag hulle vir julle trots maak en mag julle baie vreugde beleef. Niels en Annemie, uit julle skoonseun. Ek dink hy gaan julle laat lag so van tyd tot tyd. En vir julle Willie en Antoinette, mag julle dogter wat julle bygekry het, mag sy vir julle net vreugde bring.
Vriende, ons het die geleentheid om vir hulle te seën aan die einde van hierdie huweliksgeleentheid. Ons herinner mekaar, ons is hier omdat ons verantwoordelikheid neem. En daarom gaan ons letterlik nou as priesters en priesteresse vir hulle seën. Ek wil vra dat julle saam met my sal staan. En as jy die vrymoedigheid wil neem om saam met my seënend julle hande na hulle toe uit te strek, kom doen dit saam met my. Kom ons staan. Marlies en Arno, saam met julle ouers, kom die Here dit wat hy vandag gesê en beloof het, en kom bevestig dit in hierdie woorde. Die Here sal vir julle seën. Die Here sal julle beskerm, want die Here het reeds in Christus tot julle redding verskyn om julle genadig te wees. Die Here sal elke dag julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Vriende, ons gaan nou gou net die register teken aan die einde van hierdie verrigtinge. Net 2 versoekies, as julle uitstap, gaan wag gerus vir hulle daar buitekant of net voor ons hoofingang daar by die hek. As julle vir hulle daar wil ontvang en hulle strooi, doen dit asseblief buitekant die hek, dit is hulle versoek. En dan as julle uitstap, sal julle sien daar op die tafeltjie lê rigtingaanduidings as julle na die feestelikheid hierna wil gaan en nie presies weet waartoe nie. Neem dit asseblief, dis so 'n klein wit notaatjie. En kry dit gerus. Ons gaan gou die register teken, as julle wil bly sit en wag, as julle welkom, of julle kan vir hulle buitekant gaan wag, net soos julle verkies. Baie dankie dat julle hier was, saam met my.